So baie keer as ons na mense in ons kerke en ons gemeentes kyk, dan uiter ons hierdie woorde. Ja, maar hierdie persoon loop met die Bybel onder die arm. Wanneer mense dit sê, dan sê hulle dit nou nogal gewoonlik in 'n baie negatiewe sin. Dit is 'n persoon wat jou kom slaan met die woord van God, wat jou kom wys hoe sleg en hoe sondig jy eintlik is. En as ek hierdie Bybel vandag oopmaak, en ek maak dit oop by 'n teksgedeelte in 2 Korintiërs 5 vers 16, dan lees ons dat Jesus Christus 'n wesenlike probleem gehad het met dit. Paulus skryf hierso, gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christens eens na die uiterlik leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Ons probleem in vandag se wêreld, ons uitdaging as gelowiges, is ons het onsself op hierdie punt gebring waar ons kan sê, maar die optrede van hierdie persoon is verkeerd. Die manier hoe daardie persoon hulle handel is nie reg nie. Die geslag van daardie persoon sit hulle in daardie posisie. Die ras van daardie persoon beteken hulle is nie welkom in my kerk nie. Maar die wese van die evangeliese boodskap, die wese daarvan om 'n Christen te wees, is om te sê, maar ons moet verby ons sosiale normes kyk. Ons moet verby ons eie hurts en hang-ups kyk. Ons moet verby ons eie omstandighede kyk en sê, maar weet jy, die kerk, die samekoms van die Here, die plek waar ons almal bymekaar kom om die Here te aanbid, is 'n ruimte waar ons verby mekaar se sondes kyk, is 'n ruimte waar ons verby mekaar se seer kyk, is 'n ruimte waar ons verby mekaar se tekortkome kyk, en sê dit gaan oor Christus. Want wanneer ons dit sê, wanneer ons sê, ons hele lewens, die hele manier hoe ons onsself inrig, gaan oor God, dan gaan ons na ons medegelowige kyk, nie as net nog 'n mens nie, maar gaan ons na ons medegelowiges kyk, as 'n kind van die Here. Die vroeë kerk se groei het nie daarin gelê dat hulle die evangelie so vinnig en so duidelik kon versprei het nie. Ja, dit is so, dit het gehelp. Maar een van die dinge wat hulle gedoen het, is wanneer daar siekte in 'n dorp of 'n stad uitgebreek het, en almal die stad ontruim het om van hierdie siekte te vlug, het Christene in hierdie stede ingehardloop, en hulle het mense begin gesond maak, of hulle het mense begin versorg. In ons kerke is nie meer hospitale nie, maar het plekke geword waar ons mekaar veroordeel, het plekke geword waar ons mekaar se foute uitwys, waar ons mekaar se sondes ooplap vir die hele wêreld om te sien, in steede daarvan om na mekaar om te sien, om mekaar op te bou, om mekaar te versterk. Wat doen jy as jy in die kerk sit? Groei jy jou geloof? Maak jy jou beker vol?
kyk jy rondom jou en oordeel jy die mense wat daar sit? Wat is jou eerlike antwoord?